Here goed vir jou. Ons is hier, ons is in sy teenwoordigheid, hy het ons sondeskuld weggewas en daarom is ons opgewonde. Ek het klaar gesê oor ons familie fokusdiens en ons koffiekuier area bekendstelling, moet dit nie mis nie. Volgende naweek, nooi iemand, kom geniet 'n gratis koffie saam met ons. Dan is dit nou myne wat hang. Lyk my vanmôre hou die goed daarvan om te hang. Dan wil ek net so 'n bietjie terugvoer gee. Hulle het nou gepraat van die bouprojek. Ons is ook besig met ons plaveisel area. Bo is die hek in. Wie het deur die hek gery bo? Hoe was dit? Ons kom daar, stukkie vir stukkie. Net om dalk so 'n bietjie 'n idee te gee van hoe die pad vorentoe gaan lyk. Een of ander rede, hierdie ding het uitgetrek, gewonder hy wil nie werk nie. Die pad vorentoe gaan as volg lyk. Ons het 3710 vierkante meter se plaveisel nodig. Dis so 17 vragte, stene. Dis heel wat. 'n vrag kos ons vir stene, so 36.000. Maar daar's randstene by om hulle met hulle gelê kry. So dis min of meer wat ons dink dit gaan kos. Nou wil ek ook by sê, dis 'n goeie skatting. So ons het hom opgebreek so bietjie in areas en ons dink wat ons gaan doen is ons gaan hom maar vrag vir vrag doen, soos wat ons kan. En ek dink dis die areas waar ons gaan begin en dan as ons daar klaar is, dan sal ons nou ombeweeg en ons sal al die ander areas reg kry. Maar in die eerste plek wil ons kan om die kerk beweeg. So ons het so 850.000 rand nodig en ek wil net vir julle ouens vanmôre sê baie dankie en vir die eerste 2 vragte is al besig om gelê te word. Kan ons die Here daarvoor eer. So dis soos dit lyk vorentoe. As jy betrokke wil raak, is jy welkom. Iets waaroor ek baie opgewonde is ons youth outreach. En ek as jy hom dalk vir ons kan speel of hom net so 'n bietjie harder kan sit. Tuesday the 21st of July, and we are experiencing the need for Christ everywhere we go. Our teams had the privilege to visit Kuro School, Klipfontein Laerskool, Reina Park High, Robert Carruthers, Duva Park Primary, St. Thomas, Besilindile Primary, Kragbron Laerskool, Spring Valley and VR de Klerk, and 2 community service projects led by Impactors Church and Gateway Church. We received confirmation during our prayer week that God is claiming eMalahleni for His kingdom and that we will see seed previously planted bear fruit. The Lord is not only using us to serve His kingdom, but He is also changing our lives through where we go. And this week has been an absolute blessing, and I honor God for what He is doing in our city. He is not done. Ek net die volgende sê. eMalahleni. Wie is eMalahleni se pastoor? Julle. Amen. Ek kan nou net hier op 'n Sondag met julle praat. Maar dis die plekke waar ons leef en as ons dink oor hierdie week, dis min of meer waar ons vandag sit en hier invloed uitoefen glo ek ook in die geestelike wêreld. Maar dis die plekke hierdie week waar julle 'n verskil gemaak het met die youth outreach. Is dit nie awesome nie? Ek is super opgewonde as ek dink aan die feit dat kinders van die Here Jesus Christus hoor en ek wil dankie sê, Petra lei ons wêreldevangelisasie projek en sy het hierdie projek begin en dis wonderlik om te dink dat laas jaar 30.000 kinders bereik met die evangelie, traktaatjies wat hulle uitdeel. Dit kos ons omtrent, of nee, dit het julle omtrent 100.000 rand gekos om die traktaatjies te koop en die boeke en die goed. Ons is 'n paar gemeentes wat saam staan, maar julle het die rekening opgetel. Wil julle nie net vir julleself 'n applous gee nie? Amen. Yes, dis maar 'n flouerige applausie daai hoor. Ek wil net sê as ek voel om 'n Mexican wave te maak. So ek wil van my kant af sê baie dankie. Laas jaar en hierdie jaar het ons weer 'n golfdag en dis goed wat ons doen om die fondse te in om dit moontlik te maak. So dis nie net waar ons werk nie, maar dis een van die goed waar ons werk. Maar as jy 'n besigheidsman is of 'n golfspeler of
Al weet jy nie waar die voorkant en die agterkant van 'n golfstok is nie, is dit ook reg. Raak betrokke, al kom ry jy saam op 'n golfkarretjie en praat dit klop nonsens. Ons manne is goed daarmee. Maar ek wil jou vra, koop in ons golfdag 4 September. Dis 'n plek waar ons 'n verskil kan maak tot eer van die Here. Amen. Is julle opgewonde? OK, kom ek blus julle opgewonde. Ek wil vanmôre met ons praat oor hierdie onderwerp. Beoordeel. Halleluja. Wie is opgewonde daaroor? Niemand nie. OK. Ja. Vanoggend se boodskap, as jy nou by ons besoek, is 'n bietjie uitpas uit. Maar ek dink dis een van die belangrikste onderwerpe in ons tyd wat 'n kind van die Here kan hoor. Want danksy sosiale media en 'n klomp goed is ons baie keer blootgestel aan 'n klomp goed. En ek vra jou, en jy kan soveel opinies luister. Hoe beoordeel 'n mens dit? Wat is die riglyne waarvolgens ons goed beoordeel? En ek wil vra, blaai saam met my na Galasiërs toe. Ek wil so ver gaan om te sê, as dit nie was vir beoordeel nie, het ons amper 'n groot deel van die Nuwe Testament nie gehad nie. Hoekom dink julle het Paulus briewe geskryf? Hoekom het die apostels briewe geskryf? Om goed wat nie reg is nie aan te spreek. Galasiërs 1 kom Paulus so en hy sê, ek is verstom oor wat julle gedoen het. Hoe kon julle so gou julle rug op God draai? Op hom wat julle deur Christus se genade na hom toe geroep het. Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander goeie nuus. En ek wil net sê, ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling, alhoewel op die bord sal jy altyd die ou vertaling sien. Maar daar is geen ander goeie nuus nie. Al wat daar is 'n paar mense wat julle deurmekaar maak, ja, wat die goeie nuus van Christus wil verdraai. Nou tot hier is dit 'n maklike onderwerp. Nou gaan hy aan. En ek wil jou nou vat na vers 11, hoofstuk 2. Want hier praat hy nou oor ander mense, maar nou gaan dit so 'n bietjie nader aan die huis kom. 2 vers 11, toe Petrus egter na Antiochië gekom het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy verkeerd was. Ek wil net sê, Petrus was die moderator van die vroeë kerk. Hy was, ek wil nie sê hy was die main peanut nie, maar hy was die hoof, hy was een van die top ouens in die kerk. Kan jy glo hy was verkeerd? Wie sou geraai het? Ek meen, ons pastoor is nooit verkeerd. Julle het dan net gelag, niemand het, is net ontstellend, niemand het gesê amen nie. Ek het gedink my vrou sou opspring. Hoe het sy iets gesê? Gelukkig het sy dit nie hardop gesê. Ja. Omdat hy verkeerd was, voordat daar mense van Jakobus afgekom het, het hy saam met nie-Jode geëet. Nadat hulle gekom het, het hy hom onttrek. En hom tydens etes eenkant gehou, omdat hy bang was vir wat die Joodse Christene sou sê. Hy was bang. Hy was stupid genoeg om uit 'n boot te klim, op water te probeer loop, maar hier is hy bang, kan jy glo. Daarop het die ander Joodse Christene hom gevolg, en selfs Barnabas het hom deur hulle skynheiligheid laat saamsleep. Toe ek egter sien dat hulle optrede nie strook met die waarheid van die goeie nuus nie, het ek voor almal vir Petrus gesê, hoe kan jy wat 'n Jood is, wat egter nie meer Joods lewe nie, maar nie Joods, die nie Jode dwing om soos Jode te leef. Ons wat van geboorte Jode is en nie sondaars uit die nie Joodse nasies nie, is eintlik in die ou vertaling praat hy van die heidense nasies nie, weet dat niemand wat deur die wet te onderhou, deur God vrygespreek word nie. Net deur die geloof in Jesus Christus kan dit gebeur. Nou, vandag is 'n lering.
Party boodskappe preek lekker, is maklik om na te luister. Vandag is 'n lering, so sit jou sitplekgordel vas. Ons gaan fokus op hierdie vers. Want beoordeel, en as jy hier in die begin iets wil vasmaak in jou gedagtes, voor ek jou nou verloor, hoe beoordeel ek? Hoe beoordeel ek dit wat ek hoor? Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal gesê. Hoe? Paulus tree op. Paulus doen iets. En vandag se boodskap kom 'n paar mense het vir my hierdie video aangestuur. Wie het dit gesien? Witbank Kerk besluit duisende. Ek steek dit gou hoog die hande op. So as jy hierdie nou nie gesien het nie, ontspan. Ek gaan nie oor die video praat nie. Maar jy gaan tog leer hoe om goed te beoordeel. OK. 'n Paar dinge wat ek wil sê. Hy vat 'n kerk aan in Witbank. En dis hoekom ek het gevoel het. Ek hou nie daarvan, as jy dit doen en jy doen dit om die regte redes, dan is dit vir my goed. Ek het net nie gevoel, die rede is reg nie. Nou, laat ek net sê, daar's 'n vrou wat opstap, en sy bring 'n woord oor, dat die Here brul oor iemand, dink ek, en toe vra sy iemand om te brul, en toe brul die hele gemeente. Nou, ek persoonlik dink ook is stupid, maar dis my opinie. Dis nie 'n absolute waarheid nie, dis my opinie, dis my gevoel, daar's goed waarvan ek nie hou nie. Daar's goed wat jy van hou wat ek nie van hou nie. Daar's goed wat ek van hou wat my vrou nie van hou nie. Daar's goed wat sy van hou wat ek nie van hou nie. Ek hou nie daarvan nie. Maar dan kom hy en hy maak 'n opmerking oor vrouens mag nie in 'n gemeente praat nie. En dan maak hy ook sommer 'n afleiding dat die tannie wat gepraat, weet sulke vrouens wil altyd oor die ander mense heers. En dan wonder ek by dis 'n afleiding. Dis nie waar nie. Dis miskien jou waarheid. Was jy daar? Was jy teenwoordig? En dan maak hy die volgende opmerking, dat hy glo tale is verby. Nou, ek wil nie oor die video praat nie, maar kom ek vra hierdie vraag. Om te beoordeel, of kom ek sê hierdie, om te beoordeel is belangrik. Kom ek gee vir jou 'n paar redes hoekom. Matteus 24 vers 11 sê, baie valse profete sal opstaan en hoeveel mense? Baie mense mislei. En ek dink in ons dag kan danksy sosiale media en platforms en YouTube ensovoorts, die video wat ek vir jou gewys het, 60,000 mense het dit gekyk, toe ek laas gekyk het. 60,000. En dit sê iets oor ons dorp. Daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, hulle sal groot tekens en wonders doen, sê die Bybel, om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Ek en jy, as jy vandag sê ek is 'n gelowige, wil ek vir jou sê, het jy 'n Bybel? Jy gaan hom moet begin lees. Ons sal moet wakker wees, ons sal moet waaksaam wees. En hoe gaan jy weet, nie die waarheid wat jy weet kan jou vrymaak. Dan gaan hy aan hoofstuk, hoor wat sê Paulus in Handelinge 20 vers 29. Hy sê, weet dit dat na my vertrek wrede wolwe sal inkom wat die kudde nie sal spaar nie. Ons is die kudde van die Here Jesus. Ons is die liggaam van die Here Jesus Christus. En nie net ons nie. Die Here se kerk in Witbank. Dis sy liggaam. En wanneer ons iets oor mense wil sê, moet ons baie versigtig wees as ons dit doen. 2 Korinte 11:13, sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. Nou ek wil nou net gou iets sê. Die gemeente waarvan hy praat, en ek weet nie eers, ek ken hulle nie goed genoeg om oor hulle teologie enigiets te sê nie. Hy maak in elk geval ook nie 'n opmerking oor hulle teologie nie, daar's niks wat hy speel wat teologies, hy gaan oor, dis nie ordelik nie, en oor sulke goedjies. Maar, ek sê nie, hulle is bedrieglike arbeiders, inteendeel. Die feit dat die ou sê, ons moet hy die goed beoordeel, ek dink nie eers dis verkeerd om te beoordeel nie, maar die manier het ek 'n vraag oor. Hoor wat sê, hy gaan aan, hy sê geen wonder nie, die Satan self vermom hom as 'n engel van die lig. Kyk gou vir my.
Wees waaksaam en wakker. Maak seker jy's gegrond in die woord van die Here. 2 Tessalonisense 2:9. Hy wie se kom is, hy praat oor die anti-kris. Hy sê die anti-kris se kom sal wees volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Nie eers wonders dikteer dat iets waar is nie. Die vraag is, as dit afval verkondig, as dit nie in lyn is met die woord nie, is dit verkeerd. So wat moet ons beoordeel? Die Bybel sê dit vir ons, laat 2 of 3 profete spreek en die ander dit beoordeel. So partykeer wanneer iemand 'n woord bring, julle sal sien, sal ek vra, hoor hierso, sê net gou vir my, wat wil jy sê? En dan sal ek die persoon vorentoe bring. So ons kan as iemand 'n woord bring, hierdie kom uit 1 Korinte 14, waar Paulus praat oor die geestelike gawes, as iemand profeteer, ons moet dit beoordeel. Wie het al gebraaide pastoor geëet op pas huis toe? Ek het net gewonder. Sien dit weer, is baie keer nodig. Maar jy moet dit nie eet op pad huis toe nie, kom praat met my, in elk geval. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Ons moet onsself beoordeel. Wie het al 'n baie keer bietjie teruggestaan en gedink oor wat jy gedoen of gesê en dan dink jy, eish. Dit gebeur. So ons moet beoordeel. En ek dink baie keer sê ons, ja, maar jy mag nie oordeel nie. Ja, ons moenie oordeel. Ons moet beoordeel. Vanoggend glo ek gaan jy agterkom wat is die verskil. Wanneer oordeel ek en wanneer beoordeel ek? Hier kom Paulus in Handelinge 17:11. Hy sê die manne in hierdie mense was edelmoediger en hy praat van die Bereane. Hy sê hulle was edelmoediger as die mense in Tessalonika. Hy sê want hulle die skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was. Paulus sê, dank die Here, hierdie manne wat in Berea was. Hulle het hom nie net geglo nie. Hulle het gaan kyk, is dit wat die Bybel sê? In Tessalonika het hulle nie gaan kyk wat die Bybel sê nie. Hulle het nie gehou van wat hulle hoor nie en hom weggejaag. Ons moet wat ons hoor toets. Die doel, maar hier is dit belangrik, die doel is om te bou, nie om te breek nie. Die doel is om te herstel, nie te vernietig nie. Die doel is om te genees, nie te verskeur nie. Die doel is om te beoordeel en nie te veroordeel nie. Het Paulus Petrus beoordeel? Ja. Het hy dit gesê? Ja, en ons gaan vandag sien hoe hy dit doen. Nou, hoekom is die hoe belangrik? Ek wil verder gaan, ek wil sê, hoe is net so belangrik as wat? Kom ons sê hulle diagnoseer jou, jy het nou een of ander ietsiekie of 'n kankertjie of 'n dingetjie wat hulle wil uitsny. Is die hoe hulle dit doen belangrik? Sê nou jy stap by die hospitaal in en hier kom die dokter met 'n kettingsaag aangedraf. Verstaan, ek gaan vir hom sê, weet jy wat, ek is seker ek is nou gesond. Ek voel baie beter. Kry jou by die deur. Of 'n buil. Jy verstaan, die genesing is net so dodelik soos die siekte. Die hoe is krities belangrik. En die Bybel gee vir ons baie duidelike riglyne. En ek wil net sê, vandag se boodskap kan jy maar gaan toepas op ander verhoudinge en ander situasies ook. Jy kan nie net reg wees nie. Jy moet ook die regte manier volg. So ek sou gehoop het en ek wil net sê, al kom die ou met 'n skelpel daaraan, sal ek dit nie graag wil sien nie, in elk geval. Einde van die storie. Maar hopelik, want dit is 'n delikate proses. Die woord van God, sê die Bybel, is skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. Hy sê nie dit is so groot soos 'n byl en dit kap uit mekaar uit nie. Wanneer ons goed wil beoordeel, is die hoe belangrik. Kyk of jou vrou of jou man sê, hoe is belangrik? Hoe is belangrik? Jy kan nie net reg wees nie, wees asseblief. OK. Hier's 'n paar beginsels. Wanneer ons goed wil beoordeel.
en nie veroordeel nie. Wanneer ons goed wil aanspreek sodat die liggaam gesond kan wees en nie die liggaam wil vernietig nie, is hier 'n paar belangrike beginsel. Nommer 1, skrif verklaar skrif. Kom ek gee vir jou 'n paar voorbeelde. Die duiwel versoek Jesus. Jy gesien, opgemerk dat hy gebruik die Bybel? Het jy geweet die duiwel ken die Bybel? En ek gaan net vir jou sê, beter as jy. Hy ken die konteks van die Bybel beter as jy, hy was daar. En hy weet hoe om te lieg. En kom ek sê net vir jou, 'n halwe waarheid is net so gevaarlik as 'n volle leuen. Matteus 4 vers 6 kom hy en hy sê van hom, daar staan geskrywe, as u die seun van God is, werp u self af, want daar's geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u. Dit staan in die Bybel. Hoor wat sê Jesus? Daar is ook geskryf. Jy kan nie 'n versietjie hier uithaal en hom goed maak sê wat nie daar staan nie. Want partykeer as jy na die volle konteks kyk, dan kry jy 'n ander prentjie. Wie sou aangehaal? En dit wat die mense oor jou gesê het, die konteks was verkeerd. Dit is sleg. En een van die redes hoekom hulle ons seker maar gedwing het om praktiese preke vir 4 jaar lank te luister, was om seker te maak, ons verstaan die beginsel. Daar staan ook geskrywe. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Ons geleesde gedeelte in Galasiërs 2, hier is die vraag, wat was die versoeking waarmee Petrus gekonfronteer? Hoe die duiwel hom versoek? Om eintlik bietjie af te wyk van die waarheid. Paulus kyk na Petrus en hy sê, maar Petrus wyk af. En ek gaan vir jou nou sê, die duiwel het skrif aangehaal daai dag toe hy Petrus beet gehad het. Hy het hom 10-1 na Deuteronomium 7 vers 3 toe gevat. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie, jy mag jou dogter nie gee aan sy seun en sy dogter nie neem vir jou seun nie. Hy het hom dalk gevat na Levitikus 20 toe, 25. Hoor wat sê hy, daarom moet julle 'n onderskeid maak tussen die rein en die onrein diere. En hoor nou, dan gaan hy aan en hy sê, en julle moet vir my heilig wees, want ek, die Here, is heilig, en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Staan dit in die Bybel? Natuurlik. Petrus? Nou, eintlik sê dit nie, mag jy saam met hulle eet nie. Maar na die verwoesting van die eerste tempel en toe hulle die tweede tempel bou, het hulle, omdat hulle nie die wet wou breek nie, as jy baie van dit wat in die Nuwe Testament, wat die Fariseërs, jy mag nie op 'n Sabbat genees nie, hulle was baie ernstig oor, want hulle was bang, as hulle die wet breek, gaan hulle dieselfde deurgaan as wat gebeur het met die verwoesting van die eerste tempel. En toe het hulle begin om mensgemaakte reëls by te sit. In ander woorde, dit lyk of daar staan, maar nou las hulle ietsiekie by. Okay. Nou begin hulle oorleweringe inwerk. En dis wat gebeur het met Petrus. Een van die oorleweringe, jy mag nie met hulle vermeng, jy mag ook nie saam met hulle eet nie. En dis hoekom hy vir hom sê, maar ja, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe, in Galasiërs 3, kom Paulus en nou begin hy praat oor, hy sê, maar luister, dis nie, nou vat hy hulle eintlik en hy wys hulle, wat staan ook geskrywe, Galasiërs 3 vers 6, net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hierdie was voordat die wet daar gekom het Abraham in God geglo. Hy wys hom, wat staan ook geskrywe, en die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig, met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. As jy die vers ook lees, dan kry jy nie die idee van afsondering nie. Jy ontdek dat God dit te hart vir al die heidene. Is jy dankbaar, want hier sit ek en jy en ons ken die Here, want iemand het die moed gehad om die skrif in sy totaliteit te lees, en dit lei tot redding van mense vir wie die evangelie onbeskikbaar was. En daarom wil ek vir jou sê, 'n stelling Witbank Kerk mislei duisende.
Is jy seker? Was jy by al die kerke? Was jy in daai diens? Dis net 'n vraag. En nou maak jy eintlik 'n stelling wat eintlik niks met die diens uit te waai gehad het nie, maar net omdat daar 'n vrou was, het jy nou 'n probleem. Nou kom ek vat nou vir julle ook en kom ons kyk nou dieselfde beginsel, die versoeking. Hy haal skrif aan. Julle vroue moet in die gemeente swyg. Well done. Julle het dit gedoen vir 'n minuut of vir 'n paar sekondes. Ek wil net vir die manne sê, die eerste deel van hierdie punt is 'n goeie plek om nie amen te sê nie. OK? Net so ek is besig. Ek wil nie huweliksberaad hierdie week doen nie. Want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Staan in die Bybel. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans vra. Want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. Is dit lelik vir 'n vrou om in die gemeente te spreek? Ek speel nou duiwelsadvokaat, ek weet. Ek gaan vir jou nou die lig aan sit. Gee my net kans. Dis wat daar staan. Nou kom Paulus in 1 Korinte 11, oordeel self, is dit betaamlik om vir 'n vrou om met 'n onbedekte hoof tot God te bid? Dan is, hoekom het julle nie hoedens aan vanmôre? Waarheen roei hierdie ou nou? OK. Dit is so. Daar's 'n klomp goed wat in die Bybel staan. Maar kom ek wys jou wat staan ook in die Bybel. Want dit wys die ouens gewoonlik nie, net die skrifte wat my opinie staaf, gee ek vir jou. OK. Handelinge 2:17, in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en dogters sal wat doen? Profeteer. OK? Wat is profeteer anders as praat? Dwaal Paulus nou. Ek gaan julle nou help. En ook op julle diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. Hulle gaan praat. Waar? In die kerk. Wat is die situasie wat Paulus mee besig is? Handelinge 21 vers 8 tot 9. Die geselskap van Paulus kom by Filippus wat die evangelis was aan en hoor wat sê die Bybel, hy het 4 ongetroude dogters gehad wat die profetiese gawe besit het. Hulle het gepraat. Hoor wat sê in 1 Korinte 11 vers 5. Nou begin jy wonder, want dit was nou nie Paulus wat in die woord was, dis in Handelinge. Maar hoor wat sê Paulus in Handelinge 11 vers 5. Hy het in vers 14 gesê, hulle mag nie praat nie, hier kom hy nou lyk dit of hy iets anders sê. Hy sê, maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof 'n oneer aan. OK. So, die vraag wat jy jouself moet afvra, dit lyk dan nou of Paulus hom weerspreek. Hoekom dra vrouens nie meer hoedens nie? Want in elk geval is dit nie waarna die Bybel verwys nie. Hy verwys na 'n sluier. Daar's 'n kulturele konteks gewees. En die konteks was dat wanneer, ek wil amper sê die straatvrouens het ongesluierd rondgeloop en dit het 'n boodskap gekommunikeer. En daarom het Paulus gesê, moet eerder nie so kerk toe kom nie, want dis nie waarvoor ons staan nie. As jy die hele Korintiërs lees, dan gaan jy sien dat Paulus in daai gedeelte met 'n gemeente waar daar baie goed gebeur, hulle dalk 'n klomp goed toegelaat wat hulle dalk nie moes nie. En eintlik wat hy net sê, selfs vandag, wie was al in Israel gewees? As jy by Dawid se graf kom, dan moet die vrouens een kant omgaan en daar's 'n doek in die middel en die mans aan die ander kant. Daar was 'n kulturele gebruik in daardie tyd.
En as jy kom in 1 Korinte 9 vers 19, want hoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel as moontlik van hulle te wen. Dan kom Paulus in hierdie gedeelte en hy sê, vir die Jood het ek soos 'n Jood geword, vir die wat onder die wet was, soos een onder die wet, vir die wat sonder die wet was, soos die wat sonder die wet is. Hy sê, vir almal het ek alles geword, om soveel van hulle as moontlik te win. Daar's 'n beginsel. Wanneer ons sommer sulke goed wil sê, randomly, moet ons dalk net eers na die hele prentjie kyk, en jy moet na die kulturele agtergrond, jy moet na 'n klomp goed kyk, as jy mooi wil hoor wat hy sê. Wat die Bybel wel voor is, manne, jy is geestelik verantwoordelik om voor te loop. Dit sal ek onbeskaamd sê. Dis wanneer ons nie ons werk doen, wat ek dink, dames baie keer, die Here begin deur hulle werk, hulle gebruik op plekke. Maar in ons gemeente, ek meen, Gerrie het laasweek gepraat, skitterend, amen. Ek het so baie goeie terugvoer dit gekry. Ek het al 'n jong dogter die voor gehad, wat 'n gesig gehad het in 'n diens gesê, kom deel het. Moet ek dit stop? Nee, ek gaan nie. Die Bybel sê, julle seuns en julle dogters sal profeteer. Skrif verklaar skrif. My vermoede is, dis my vermoede, dat Paulus was besig om 'n kulturele ding aan te spreek, wat die verkeerde boodskap in daai konteks gekommunikeer het. Dank die Here, dis nie meer lelik as jy nie 'n hoed dra nie, is ook nie lelik as jy 'n hoed dra nie. Prys die Here, dis mooi. Maar dis 'n ander omgewing wat dit aanbetref. Okay. Die tweede ding, en dit sluit vir my aan hierby, nie alle waarheid is op dieselfde vlak nie. Hier's 'n ding wat kinders van die Here regtig mee worstel, van my tyd dophou. Die eerste punt was baie lank, hoor, so ek haas my. As jy besoek, wil ek net sê, hulle sê dit beteken absoluut niks, as 'n pastoor sê hy haas hom nie. Okay. Augustinus het die volgende gesê, in the essentials, unity, in the non-essentials, liberty, and in all things charity. Dis iets wat ek agterkom, gelowiges mee sukkel. Ons sit ons opinies op die vlak van absolute saligheidswaarde. Paulus kom byvoorbeeld in Galasiërs 1 vers 8 en jy sien hier, hy sê as iemand kom met 'n ander evangelie, laat hom 'n vervloeking wees. Luister, wanneer dit kom by die Here Jesus Christus, die soendood van Christus, die waarheid van die evangelie, is ons onbeskaamd. As die Jehova getuies sê dat Jesus Christus was 'n vleeswording van een of ander engel, dan gaan ek nou vir jou sê, dis 'n dwaling, dit mislei mense. Ek dink nie jy kan 'n Jehova wees en hemel toe gaan nie. Okay? Ja, jy kan maar amen sê. Want dit sê hulle nie as hulle daar by jou huis instap vir jou. Dan sê hulle vir jou, en as ek hulle praat oor die godheid van Christus, dan sê hulle, ja, maar die Grieks sê. Ek sê vir jou, ken jy Grieks? Ek sê, wel, ek het Grieks gehad op universiteit. Kom ons gaan kyk gou wat staan daar in Grieks, want ek het dit op my rekenaar gelukkig ook. Hy sal volgende keer kom en iemand saambring. Hy het nog nie teruggekom nie. Maar, okay, maar Paulus, as hy praat oor dit, is hy baie ernstig. Hoor hoe praat hy oor hoe dra van 'n hoed. Elke vrou wat bid of profeteer met 'n onbedekte hoof, doen haar 'n oneer aan, want dit is, hy praat nou oor 'n hoed. En wat, kyk, jy kan sien, Paulus is nogal vurig oor sy opinie oor 'n dra van 'n hoed. Dit is amper asof hy sê, 'n vrou moet 'n hoed dra. Maar dieselfde ou kom in vers 16, hy sê, maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so gewoond in die Guarana, gaan hy aan. So, as dit kom by die dra van 'n hoed, is dit nie op dieselfde vlak as die evangelie nie. Daar kom hy eintlik en hy sê, ons moet maar partykeer 'n bietjie ruimte hê vir mekaar. Ons moet partykeer 'n bietjie geduld hê met mekaar. Kom ek gee vir jou nog 'n voorbeeld. Ek glo in die wegraping. Nie almal glo in die wegraping nie. En weet jy, ek sal diep teleurgesteld wees as dit 'n skering bring of ek 'n ander ou se werk afbreek omdat hy nou nie daar glo nie, maar ek glo nou daar. Hoor hierso. Meeste van die tyd probeer ons maar die beste met ons beperkte begripsvermoë om reg te werk met die Bybel. Nie alle waarheid is op dieselfde vlak nie. Daar is absolute waarhede waarop ek sal my lewe vir dit gee.
Dan is daar ander goed wat ek gaan my opinie gee. Eintlik moet ek eerder sê, daar is goed waaroor ek vir jou my interpretasie van die skrif sal gee. En dan is daar goed wat ek vir jou sal sê, hoor hierso, hier is my opinie, dis wat ek dink. OK, maar ek gaan nou nie my vlaggie plant en behoede enige ou wat nou by daai 'n ander storie wil sê. Daar het ek ruimte. Maar wat vir my mooi is, and in all things charity. En ek dink dit is waaroor die hele debat gegaan het. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broer aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. En Paulus kom in hierdie gedeelte dan sê hy, man, jy moenie navraag doen oor die vleis nie eer dit. Dis ja, ons weet dat daar is net een God. So hy kom en hy sê, maar dan sien ek, hy sê, yes man, maar as ek nou 'n ou gaan laat struikel, as ek nou, dan in all things charity, ek gaan my broer in ag neem. Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Ons breek baie keer die werk van die Here af vir sinnelose redes. Daarom, as voedsel my broer laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. Vir 'n Jood het ek soos 'n Jood geword. Vir 'n heiden het ek soos 'n heiden geword. Ek het alles gedoen, sodat soveel moontlik mense gered kan word. Asseblief, moet tog nie van jou opinie absolute waarheid maak nie. Mense het al gemeentes geskeur oor dit. En dis hartseer. En die laaste ding wat ek wil sê, en hierdie is baie belangrik. Ek dink as jy net hierdie een kan handhaaf, dan sal jy al klaar iewers kom. Hoor wat doen hy? Hy sê, maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid nie, het ek vir wie het hy dit gesê? Wie vat Paulus aan? Vir Petrus. Toe hy hierdie goed sê, was Petrus teenwoordig. Ja, obviously. Stap vandag in 'n hof in en gaan probeer om 'n ou aan te kla sonder dat daai ou kans het om daarom ook iets terug te sê. Dis nie hoe dit werk nie. Weet jy dat die woord van die Here sê dat God se troon staan op geregtigheid en reg is die grondslag van u troon. Goedertierenheid en trou gaan voor die aangesig uit. Ek dink hierdie is so belangrik. Gereg, jy kan nie net reg wees nie. Jy moet ook op die regte manier optree. En dis hoekom ek sê, ek wil nie oor die video praat nie. Jy kan self gaan beoordeel hoe dit vir jou lyk. Maar hier is die beginsels. Dit is my net interessant, nou sal ek byvoorbeeld die opmerking maak, talespraak. Hy is 'n cessationalist, so hy glo dit het gestop in die Nuwe Testament. Nou wonder ek, hoekom het die vrou praat storie en die hoed storie nie gestop nie? Maar dit pas nie sy opinie nie. Jy kan nie opinie absolute waarheid maak en sê, Witbank Kerk mislei duisende nie. Nee man, ek dink nie dis aan nie. Ons moet ook dit op die regte manier doen. Kom praat met my, as jy die my saamstem. As jy 'n gemeente sien op die dorp wat jy dink iets doen wat verkeerd is, gaan praat met hom. Gaan praat met hulle. Sê pastoor, ek het 'n probleem met. Op 'n stadium was daar iemand wat ook so half 'n gemeente wou plan daar aan die ander kant, maar klop goed te sê oor al die leraars. Sê ek van, weet jy, ek gaan nou maar net vir jou sê, dis nie neodoxa nie. Ons werk saam met 'n klomp gemeentes. Want ons saak is groter as hierdie gebou. Ons is hier vir Witbank. En ek wil vir jou sê, as die Here herlewing bring en ons bid daarvoor, is daar nie genoeg kerke en genoeg werkers om dit te laat gebeur nie. Amen. Ja, kom ons gee vir die Here applaus en ons vertrou hom daarvoor. Ons het almal van hulle nodig. Sê ek vir hom, weet jy wat, om ander ouens af te breek om jou eie ding te bou, ek dink eers is goeie besigheid, nie, laat staan nog, kom ons haal die Here uit dit uit, dan dink ek nie dis die roete om te loop nie. Wat vir my mooi is, Paulus vat Petrus aan. Hoor nou, wat gebeur, as Petrus skryf oor Paulus.
2 Petrus 3:15 tot 17. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid soos ons geliefde broeder. Ons watse broeder? Ons geliefde broeder. En Paulus het hom aangevat. Ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan. Petrus sê, onthou Paulus was 'n fenominale geleerde ou gewees. Waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai. En Petrus was al een van hulle. Maar wat vir my mooi is, toe Paulus die kanker uitsny, toe breek hy nie verhoudinge op nie. Hy spreek die teologie aan. En hy doen dit op so 'n manier, dat die bruid een bly. Kerk is nie dood, omdat hulle onder mekaar beklei het. Ongeleerde of vaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Dan sê hy, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense. En ek sê nie iemand wat die video gemaak het is sedeloos nie, asseblief. Ten minste het hy die moed om te praat oor die goed wat hy dink is verkeerd. Ons moet dit doen, maar ons moet dit op die regte manier doen. Ons moet die regte beginsels volg en wegval uit julle eie vastigheid nie. Jy weet, in Handelinge 15 ontstaan daar 'n verbittering tussen Paulus. Barnabas wou Markus saamvat en Paulus het gevoel is nie reg nie. Hy vat toe vir Silas saam en Barnabas vat toe vir Markus saam. En die Bybel sê daar het 'n verbittering ontstaan. En ek weet nie of hy toe al mooi verstaan het die beginsel wat ek sien hy eintlik volgens lewe nie. Maar dis vir my mooi, later in sy lewe skryf hy, en die meeste kommentaar is dit eens, ons dink dis dieselfde ou, dan skryf hy oor hierdie selfe Markus, dan sê hy Timoteus, bring hom saam en sê, want hy kan vir my tot baie diens wees. Hy skryf oor hierdie selfe ou, Kolossense 4:10 tot 11, hy sê, Aristarchus, my medegevange groet julle, en Markus, die neef van Barnabas, hoekom want hy is by Paulus, en ook Jesus wat Justus genoem word, en dan sê hy, hulle alleen is my medewerkers, ons werk saam aan 'n groot saak. Ek sluit af. Ons moenie met oogklappe deur die lewe gaan nie. Asseblief moenie. Moenie alles vir soetkoek opvreet nie. Veral in 'n dag waar jy kan goed vir allerlei ouens vra en jy kan op YouTube allerlei goed kry. Kom ons wees nugter as ons daarna luister. En wanneer ons goed wil kritiseer, kom ons doen dit op 'n verantwoordelike wyse. En hierdie is vir my baie persoonlik. Ek sluit af. Ek is so 10, 11 jaar terug gefire. Nie onregmatig, netwerk het betrokke geraak, kerkraad ontbind, my gereinstyd, lang proses het gevolg na dit. Maar na dit was ek op 'n slegte plek. Ek meen, in die 20 jaar dat ek in die Valdriehoek is, het ek nie 'n dag se moeilikheid gehad nie, en daai stadium gebeur so iets met my. En toe Johan Stein, ek sê toe vir hom, Johan, ek het verlof geboek lang voor hierdie moeilikheid, moet ek dit vat of moet ek nou maar eerder bly? Hy sê toe nee, gaan kry jou kop skoon en kom jy terug. Nou kom ek terug. En die storie wat ek jou nou vertel, was een van die waterskeidingsdraaipuntmomente in my lewe. Ek vertel dit vir al die jong pastoor. Dis vir my 'n verskriklike belangrike konsep. So toe ek nou my eerste dag na die vakansie in my kantoor instap, moet ek bely, dik negatief. Ek was nie lus vir die storie nie. Ek dink ook nie hulle wil my hê nie, maar in elk geval. Nou sê ek, Here, vanmôre is 'n goeie oggend om met my te praat. Ietsie moois, ietsie soos wie volhard tot die einde toe sal gered word. Nee, ek het bemoedig nou my asseblief. Ek wil graag dit maak. Maak my Bybel oop en ek lees die volgende storie. 'n Ou se vrou loop weg.
Op pad huis, hy gaan haal haar, op pad huis toe slaap hulle oor in Gebea. Die manne van die stad omsingel die huis, hulle wil hom verkrag. Hy is nie lus vir dit nie, hy stoot daar by die deur uit. Verkrag haar reg deur die nag, sy sterf op die trap die volgende oggend toe die son opkom. Hy stap by die huis uit, hy sien die lesse, hy sê staan op, ons moet gaan. Sy reageer toe nie, hy sien toe wel, sy's dood. Hy sny haar in 12 stukke en hy stuur vir elke stam 'n stuk. Dis wat ek lees. Staan in die Bybel, Rigters 19. Ek dink, Here, regtig? Ek wil net sê, as jy my wou bemoedig, dit het nie gebeur nie. En in daai oomblik het ek binne in my 'n geweldige worsteling. Ek sê, Here, ek dink nie hierdie hoort in die Bybel nie. Ek het nog nooit 'n ou daaroor preek nie. Jy kan nie daaroor preek nie. Jy kan dit nie lees in 'n verstaan jy, ou dat ons beperking op die diens moet sit. En terwyl ek so met die Here redeneer, want toe kyk ek was op 'n slegte plek, maar toe ek sommer heeltemal omgekeer. En die Here sê vir my bruid is 'n verkragte bruid. Baie manne verdedig hulle eie eer en nie die bruid van die Here Jesus Christus nie. En daarom wil ek vir jou sê, wanneer ons iets wil sê oor kerk, wil ek enige ou wat dit doen, waarsku. Jy's besig met 'n ander man se vrou. Maak seker jy praat mooi. Maak seker jy praat reg. Dit help nie, jou genesing is net so dodelik as die siekte nie. Dis die oomblik wat ek besef het, ek werk nie vir die kerk nie. Ek versorg 'n ander man se vrou. En die Here moet ons genade gee. Wanneer ek en jy met ander gemeentes in die dorp te doen het, asseblief, jy werk, of jy raak, of jy het kontak met 'n ander man se vrou. Dink mooi wat jy sê. Maak seker jy volg die regte beginsels. En al handhaaf jy net die laaste enetjie, praat tog in die persoon se teenwoordigheid. Kyk hulle in die oë. Dan glo ek glo my hele hart, die Here het ons Witbank se pastore gemaak. Amen. Ek glo die Here het nie net 'n plan met hierdie kerk nie, man, ons is een van baie. Mag die Here elke gemeente in Witbank seën. Mag die Here elke gemeente gebruik. Mag elke gemeente hulle roeping ten volle uitleef. Mag ons in Witbank 'n herlewing sien wat alle gemeentes baat, nie net ons nie. Want dit gaan nie oor my en dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor New Doxa nie, dit gaan nie oor 'n kerk nie. Dit gaan oor die koning van die konings se koninkryk. Amen. Kom ons staan, kom ons dra die Here se bruid vanmôre op en sê, Here, seën haar, hou haar gesond. Help haar dat ons altyd in die waarheid van die woord sal wandel. Ek is, en moet my nie 'n fout maak, ek is nie bang as goed verkeerd is om dit te sê nie, maar jy sal agterkom, daar's goed wat ek leer, wat ek besef, ander ouens leer dit nie so nie, maar ek praat nie oor ander mense nie. Luister, die waarheid staan op sy eie voete. Jy hoef hom nie te verdedig nie. Hy staan en hy staan sterk. Kom ons praat net die waarheid. Kom ons wees lief vir mense. Kom ons reik uit in die wêreld om ons. Mag die Here ons gebruik om 'n verskil te maak. Vader, help ons om 'n voorbereide bruid in gereedheid te kry. 'n Bruid wat versier is met blink fyn linne, die regverdige dade van die heiliges. Ons dink vanmôre nie net aan ons gemeente nie, Here. Ons dink vanmôre aan Witbank. Ons dink aan al die gemeentes. Here, ons dink aan die werk wat ons moet doen. Ons dink aan mense wat verlore is. Here, hier's 'n gemeente wat staan tussen
tussen mense en 'n ewige verdoemenis, is hier mense wat vanmôre staan en sê, Here, ek sal in daai posisie staan en ons sal veg vir die redding van verlorenes. En as ons kan hande vat en dit saam doen, ek bid, Here, dat daar eenheid sal kom. Eenheid in die liggaam, eenheid in die kerk. Ek bid, Here, nie 'n ondenkende eenheid nie, maar rondom die waarheid van die evangelie, dat ons onbeskaamd, met krag en oortuiging, sal veg vir u koninkryk. En sal veg vir verlorenes. Kom reinig ons. Here, ek wil ook vra aan ons gemeente, help ons om ook reguit te loop in die waarheid van die woord. Gee ons genade in Jesus naam. Dank ons U daarvoor. Amen en amen. Dankie dat jy vanoggend